Ons het reeds melding gemaak daarvan, dat die doop deel is van die nuwe lewe. 'n Bekeerde mens moet hom laat doop. Die Here Jesus het dit ook dan so gesê. En in Handelinge 13 vers 24 lees ek, voor Jesus se koms het Johannes die hele Israel opgeroep om hulle te bekeer en te laat doop. So dit was deel van die verkondiging, deel van hierdie nuwe boodskap. En dan lees ek 'n interessante gebeure of 'n interessante verwysing in Johannes 1 vers 24 tot 28. Daar was fariseërs onder die wat gestuur is en hulle het vir hom, dit is vir Johannes die Doper, gevra. Nou maar waarom doop jy dan as jy nie die Christus is nie en ook nie Elia nie en ook nie die profeet nie? 'n Baie interessante vraag. Dit lyk hier asof hulle gedink het dat die doop eintlik iets is wat deur die Christus, Jesus wat die Christus is, dan moes gedoen gewees het. Of iemand belangriker as hierdie gewone man wat hier langs die Jordaanrivier mense doop. Jy's tog nie Elia nie, jy's nie 'n profeet nie. Hoe kan jy dan nou doop? Nou sê Johannes in vers 26, ek doop met water. Maar tussen julle staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Dit verwys na Christus. So die eintlike doel van die doop hou verband met die boodskap van Christus. Dit gaan oor die persoon van Christus. En dan sien ek in vers 28, dit het oor kan die Jordaan, Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop. Nou hierdie vraag van hierdie mense, is dit dan nie die Christus se taak om te doop nie? Dink ek, kom eintlik uit die Ou Testamentiese verwysing in Esegiel 36, daarvan vers 25. Hy sê, ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. 'n Baie duidelike verantwoordelikheid en 'n verwagting wat deur die Christus in vervulling sou tree. En daarom is dit 'n relevante vraag van hierdie mense. Johannes, hoe kan jy dit doen? Jy's nie die Christus nie. En intussen is die Christus daar. En die boodskap aangaande hom en die doop word baie duidelik onderstreep deur dit wat Johannes dan ook hier sê. Die doop is baie belangrik. Loop mooi.